Ons skriflesing vanoggend is Romeine 8 van vers 28 tot 30. Voor ons daar saam lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons staan as u kinders vanoggend voor u en ons harte is vol van dankbaarheid oor u groot goedheid, u oneindige liefde, u barmhartigheid. Ja, Here, u is goed. Niemand is goed nie, behalwe u. En ons dank u dat u self aan ons geopenbaar het deur die woord, deur u seun wat vlees geword het, wat mens geword het en wat die lewende woord is. Ons dank u, Here, dat ons vir u kan ken en dat u deur u gees ons harte oopgemaak het en ons oë oopgemaak het vir Jesus, u seun wat vir ons sonde gesterf het. Ons eer u, ons loof u, ons prys u, ons aanbid u. Is die heilige, is die almagtige, is die alomteenwoordige, is die bron van alles wat goed is. En ons wil bid dat u in hierdie oggend deur die woord met ons sal praat, u self in ons sal openbaar uit die woord uit, Here, en ons harte ontvanklik sal maak vir dit wat u vir ons wil sê. Spreek, Here, want u kinders luister. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. U kan volg in u eie vertaling, is op die skerm. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep, en diegene wat hy geroep het hy ook vrygespreek, en diegene wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Nou, ons tema vanoggend is die goue ketting van verlossing, soos wat hierdie gedeelte bekend staan. Verkies, bestem, geroep, geregverdig, verheerlik. Geliefdes, reg van die begin van die Bybel af, sien ons die geheimenisvolle waarheid in die skrif as jy lees, en jy jou oë oop is daarvoor. Die waarheid wat uitstaan, soos 'n reënboog na donderweer en swaar reën. Jy kan dit nie mis nie. As jy mis, is jou oë toe. Jy kan dit nie mis nie. As jy die Bybel lees, dan sal jy dit sien, soos wat jy 'n reënboog sien. En dit is God kies. God kies. God wat alles geskep het, kies in sy oneindige genade sonder mense om aan hom te behoort en om hom te dien. Daarvoor het hy sy seun gegee. Daarvoor het hy homself in sy seun aan die kruis gegee. Dit staan uit in die Bybel. Soos, kan ek sê, soos 'n reënboog. 'n Tyd gelede lees ek die volgende. God chose Noah. God chose Abram. God chose Isaac. God chose Jacob. God chose Joseph. God chose Moses. God chose Joshua. God chose David. God chose all the prophets. God chose the 12. God chose the 72. God chose Paul. But you somehow chose God. God het hulle almal gekies. Maar as dit by jou kom, dan jy vir God gekies. En dan, dit wat ek gelees het, gaan verder, sê so, No, if you are a Christian, God chose you, arranged for you to be born at the time and place of his choosing, and arranged for you to hear his gospel. He regenerated you by new birth and justified you, forgave your sin and gave you faith to believe. He called you and redeemed you. You were completely incapable of choosing God, had God not first chosen you. Nou geliefdes, as jy oor die eerste keer oopgaan vir hierdie onsagwekkende waarheid van God se woord, dat God die een is wat kies,
dan is dit baie keer soos 'n trein wat jou tref, wat jou trap. Jy as 'n sondaar is jy oorweldig deur die genade en die goedheid en die liefde van God, wat sy seun gestuur het om vir sondaars te sterf en jou vry te maak van sonde en te red van sy ewige oordeel. En jy besef, hy het dit vir my gedoen. Of, dit wat jy lees en hoor is te veel vir jou verstand. En met jou klein breintjie en jou sondaar hart kom jy in opstand teen God wat kies, en al wat jy kan uitkry is, dis onregverdig. Nou verlede Sondag het ons stilgestaan by 2 parallelle waarhede wat die Bybel beide verkondig. As jy dit nie geluister het nie, gaan luister dit asseblief. Wat die Bybel beide verkondig en waarin ons voortdurend in balans moet vashou. Ek het gewys soos 'n manlike gimnas aan ringe, as jy die een los, trek jou verstaan van God en sy woord skeef. Die 2 waarhede, God red mense wat hy in genade uitverkies deur geloof in Christus, maar mense gaan verlore omdat hulle Christus in ongeloof verwerp, en daarom verkondig ons die evangelie. Roep mense op tot bekering, want Jesus het gesterf vir sondaars, en as hulle teen dit kies, dan gaan hulle verlore en God hou hulle verantwoordelik. Dis hierdie 2 waarhede. Nou hierdie 2 parallelle waarhede is oral in die Bybel sigbaar. Ek het dit verlede week baie duidelik aangetoon. Gelowiges se verlossing in Christus berus ten diepste op God se uitverkiesende genade. Tweede waarheid, God hou mense volledig verantwoordelik vir hulle ongeloof en die verwerping van Christus en God se woord. Paulus, Jesus, Lukas, Johannes het hierdie oënskynlike teenstrydigheid van die 2 waarhede raak gesien. Maar vir hulle was dit nie 'n probleem nie, want hulle het dit geskryf. Beides waarhede geleer, neergeskryf as deel van die openbaring van God se onfeilbare geïnspireerde woord, en dit bly 'n geheimenis. In die Bybel bly die 2 parallelle waarhede, uitverkiesing, as ek dit so kan kort saamvat, en ongeloof, altyd parallel, soos die spore van 'n treinspoor, en hulle kom nooit by mekaar uit nie. As jy hulle met menslike logika probeer versoen, sal die trein van God se woord ontspoor deur die dwaalleer wat jy uitgedink het. Dis al wat gaan gebeur. Dit wil sê, God se logika vir hierdie waarheid is vir my en vir jou ten diepste verborge. Soos daar in Deuteronomium 29:29 staan, wat verborge is die Here, ons God se saak. Dit is bekend aan hom, maar nie aan jou nie. Maar dit word geopenbaar, die 2 waarhede. Nou vanoggend gaan ons stil staan by die eerste waarheid. By die eerste waarheid. Gewoonlik preek dominees net oor die tweede waarheid. Vanoggend gaan ons stil staan by die eerste waarheid. God red mense wat hy in genade uitverkies tot en deur geloof in Christus Jesus. Nou Romeine 8 vers 28 tot 30 is waarskynlik die vers in die hele Nuwe Testament wat hierdie waarheid die beste beskryf in die sin dat dit kompak saamgevat is. Net soos Paulus dit kon doen, geïnspireer deur die Gees. Vanwaar God die verlossing van sy kinders van ewigheid af beplan het en sal uitvoer tot in die hemel, waar ons met verheerlikte liggame God sal aanbid. Daarom word dit beskryf as die goue ketting van verlossing. Ons kom later daarby uit. Omdat die verskillende skakels van die ketting onbreekbaar aan mekaar sluit. Nou die 13de April het ek 'n boodskap gebring oor Romeine 8:28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Nou dit het al klaar ons jou brein 'n bietjie gestrek, as jy daaroor begin nadink. Dis die inleiding tot hierdie goue ketting van verlossing. En van vers 28 tot 30 sal jy sien, is God die subjek. Bedoelende, hy is die een wat handel, hy is die een wat doen. Jy kan maar gaan lees daar is niks wat jy daar doen nie. Niks. God doen. Van vers 28 tot 30 is hy die een wat handel, hy is die een wat optree. En Romeine 8 vers 28 plaas die fokus op God.
op sy soewereine almag, wysheid en voorsienigheid, wat alles ten goeie laat meewerk vir sy kinders. En dan word die kinders beskryf as hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Nou hierdie is, die roep is een van die skakels in die goue ketting. Nou ons het verlede week daaraan geraak en by die boodskap, die 13 April het ek uitvoerig daaroor uitgebrei. Ons het duidelik aangetoon uit die Bybel, ek kan dit nie weer alles sê nie, is dat hierdie roeping nie die algemene roeping of uitnodiging is wat mense oral oproep om in Jesus te glo nie. Ek gaan Kokoland toe, ek preek vir die Himbas, ek wys vir hulle die Jesus film, ek roep hulle op om hulle te bekeer, dis die algemene roeping. Sommiges aanvaar dit, ander verwerp dit. Hierdie roeping dui op God se effektiewe roeping. As God iemand roep, dan gebeur dit. Waar God deur sy gees en die krag van die evangelie, mense wat in hulle sonde dood is, tot lewe roep. 'n lijk kan homself nie lewend maak nie. Mense wat geestelik dood is, kan homself ook nie lewend maak nie. Net God kan hom lewend maak. Deur sy woord, deur sy gees. Mense tot lewe roep, soos wat Jesus se stem Lazarus uit die dood opgewek het. Nou die Vader se roepstem gaan onweerstaanbaar uit na sondaars wat in hulle sonde dood is en hulle dan lewend maak, wederbaar, sodat hulle van bo af gebore word, ons het verlede week stilgestaan by Nicodemus, van bo af gebore word, wedergebore word, sodat hulle in ware geloof die Here Jesus omhels en hulle bekeer. En keer op keer praat Paulus in sy briewe dat gelowiges glo en verlos is omdat die Vader hulle geroep het en dit aan hulle gegee het. Jesus sê dit oor en oor. En oor homself skryf Paulus soos volg, hy sê, God het dit goed gevind om my deur sy genade te roep, om sy seun aan my te openbaar. En daarom noem Paulus die gelowiges in Rome geroepe heiliges. Nou kom Paulus by vers 29 en ons sluit die geheimenis dat ons roeping, ons wedergeboorte en bekering baie ver terug veranker lê. Ver terug is eintlik die verkeerde woord, want jy dink aan tyd. Maar dis voor die skepping, so dit is ver terug. Paulus beskryf aan die een kant vir ons, wat is die diepste grond, fundament van ons roeping, ons wedergeboorte, ons geloof en ons verlossing. Maar Paulus beskryf ook vir ons, wat is die einddoel van jou roeping en van jou geloof en ons verlossing. Paulus beskryf die begin van ons verlossing, waar ons verlossing in God se hart begin het, en hy beskryf waar dit eendag sal eindig en hoe dit sal eindig, die einddoel van ons verlossing. Hy beskryf die begin van jou verlossing en hy beskryf die einddoel van jou verlossing. En kom ons lees nou in vers 29 om te sien waar ons verlossing begin het en waar dit sal eindig. Paulus skryf, hy sê, want God het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word. Wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Kom ons begin by die begin. En waar is die begin? Die begin is in God se hart, waar sy verlossing vir sy kinders ontstaan het. In vers 29 het ons ook gelees, God het hulle wat hy reeds tevore geken het. Tevore geken het. Jy kan vinnig oorlees. Kom ek probeer verduidelik. Aan die einde van vers 28 lees ons dat sondaars dood in hulle sonde volgens God se voorneme geroep is. Tevore dui op iets wat God tevore gedoen het. Voorneme, die 83 vertaling vertaal dit met besluit. In vers 29 sien ons dus dat God se voorneme of besluit om sy kinders te roep en te red, en ek sal later meer uitbrei, teruggaan. Dit gaan terug na God se ewige raadsbesluite voor die skepping van die wêreld. Vanoggend weer 'n mooi stukkie gelees in Psalm 33 oor God se raadsplan, sy raadsbesluite wat vas staan.
Het gaan terug, ons roeping, jou redding, gaan terug na God se ewige raadsbesluite voor die skepping van die wêreld. En God se ewige raadsbesluit voor die skepping van die wêreld vorm die diepste rede vir God se uitverkiesende liefde wat sondaars red, hoekom Jesus vir sondaars gesterf het. So God se ewige raadsbesluite vorm die diepste rede vir God se uitverkiesende liefde, hoekom hy jou gered het. Nou beweeg ons op 'n terrein waarvan ons eintlik bitter min weet. Sonder die woord van God weet ons niks daarvan nie. Selfs met die openbaring daarvan weet ons min behalwe dit wat God in sy woord openbaar. Geliefdes, as die feit dat God mense in genade uitverkies aan die een kant, maar mense steeds verantwoordelik hou as hulle in ongeloof vir Jesus verwerp, vir jou verstand te veel is, gaan die diepste grond van God se uitverkiesende liefde en genade om jou te red, jou verstand heeltemal te bowe gaan. Gaan te veel wees vir jou verstand. Hoe gaan ons ooit die ewige, onpeilbare liefde van die Almagtige, wat strek van voor die skepping, begryp en verstaan? Eintlik is dit te veel gevra van ons om dit te begryp. Hoe kan ons klein breintjies die wysheid en die raad van 'n ewige en 'n alomteenwoordige God begryp? En sy raad en sy wysheid is veel groter as die ganse skepping wat ons nie eers kan pyl nie. Ons weet nie eers waar dit eindig nie. En ons kan nie eers dink hoe dit eindig nie. God se wysheid en raad is veel groter as dit. So hoe kan ons sy wysheid en sy raad pyl, verstaan? As Paulus hierdie geheimenisse van God se liefde vir ons openbaar, is die gevaar groot dat ons verstandjies wat deur die sondeval aangetas is, God in sy onbeskryflike grootheid sal bevraagteken as onregverdig of inkonsekwent. En die oomblik as ek dit doen, as ek God begin bevraagteken, verhef ek my verstand en my redeneervermoë bokant God se alwysheid en vermoë vir wie ek as 'n mens in grootheid nie eers noemenswaardig is nie. Ons is nie eers 'n spikkel nie. In Jesaja 40 noem God deur sy profete die nasies, nie mense nie, die nasies is 'n druppel water, 'n laagie stof. Daar staan soos niks voor God, as iets niks seggens, minder as 'n nietigheid. Dis hoe God die nasies beskryf voor sy grootheid. En ek en jy as mens, Psalm 39 beskryf ons as 'n blote asemteug, as 'n skaduwee. Nou wil ek as 'n skaduwee die Almagtige se wysheid bevraagteken. Hoe kan ons God se raadsplan en geheimenisse bevraagteken? Job het probeer toe die lyding hom oorweldig het. En nie een van ons het beleef wat hy beleef het nie. Al sy kinders is dood in een ongeluk. En hy het al sy besittings in op dieselfde dag verloor. En toe raak hy so siek, hy sit daar, krap homself met 'n potskerf. Toe bevraagteken hy dit. Maar nadat hy dit bevraagteken het, maar die omvang van God se kennis en wysheid en almag het hom tot sooie gebring. Tot stilte gebring. God het hom nie geantwoord of hom gesê, dis die rede hoekom ek dit en dit gedoen het nie. God het net aan hom openbaar wie hy is, en toe Job tot ruste gekom. Wil ek en jy probeer om God te bevraagteken? Moet liewer nie. Laat ons eerder in nederigheid en met ontzag God se woord opneem en lees soos die Here in Jesaja 66 vir ons sê, op so iemand sal ek ag slaan, op 'n magtelose met 'n verslae gees wat sidder vir my woord. Want dit is sy openbaring en ons het niks anders as dit nie. En ek moet my nie probeer verhef teen dit nie. Wanneer ons die dieptes van God se ewige uitverkiesende liefde ondersoek, moet ons dit doen met ontzag en met nederigheid, want ons loop op heilige grond. Miskien wil jy vir my sê, as dit so moeilik is om dit te verstaan,
Hoekom preek die dominee dan daaroor? Hoekom hou hy nie net kinderpreke wat eenvoudig en maklik is nie? Om 3 redes. 1, omdat God sy uitverkiesende liefde aan ons openbaar in die Bybel, as deel van God se woord en as deel van die hart van die evangelie. God openbaar dit aan jou. Tweedens, omdat ons die volle heilsplan van God moet verkondig, anders sal ons geestelik verarm in ons kennis van God en sy woord. As Paulus die ouderlinge van Efese groet in Handelinge 20, dan sê hy vir hulle, ek het nie nagelaat om die volle omvang van God se heilsplan aan julle te verkondig nie. En derdens, God sal ons verantwoordelik hou, veral vir ons wat preek ook, as ons die heilsplan van God verskraal en afwater deur net die een kant van die spoorlyn te verkondig, om eensydige waarhede te verkondig. Nou is ons weer terug by vers 29, waar ons sien dat God se voorneme of besluit om sy kinders te roep en te red, heenwys na sy ewige raadsbesluite voor die skepping, en dit vorm die diepste grond van God se uitverkiesende liefde om sondaars deur Christus se kruisdood te red. Kom ons lees weer vers 29. Want God het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word. Nou in die 1983 vertaling word geken vertaal met gekies. Nou jy gaan sê, hoekom geken by kies uit? Dit is duidelik uit die konteks van Romeine, sowel as die konteks van Paulus se ander briewe, sowel as die Ou Testament betekenis van die woord, ken dat Paulus hier veel meer bedoel as God se blote voorkennis in die sin van dat God alles weet. Dat hy van die ewigheid af weet wat alles gaan gebeur en wat elke mens sal doen. God weet presies wat jy gaan doen. Hy weet, hy is God. Dis jou verstand te veel, maar hy weet dit. Dis sy voorkennis. Maar hierdie woordjie ken hier, tevore geken, beteken meer as dit. Dit vat dit ook, maar dis meer as dit. Dit sê veel meer. Die Hebreëse woord vir ken is yada. Jy het al die woord gehoor. Dit dui op intieme hart en gemeenskapkennis van wie my liefde vir iemand. In Genesis 4:1 lees ons, en die mens het sy vrou Eva beken, yada, en sy het swanger geword. Onmiddellik besef jy, yada, daai ken is 'n intieme kennis, gemeenskap met iemand. Dit dui selfs die seksuele verhouding tussen 'n man en 'n vrou uit. Dis die betekenis van ken daar. In Amos 3 vers 2 sê die Here vir sy volk, net julle uit al die geslagte van die aarde het ek geken. Dit beteken tog sekerlik nie dat die Here sê, net julle uit al die volke van die aarde het ek geweet van nie. Ek het kennis van julle gehad, maar nie van die ander nie. Die Here het geweet van al die nasies, hy weet presies wat hulle doen. Gaan lees maar die profete. Maar vanuit sy verbondsliefde was Israel die enigste volk wat hy geken het. En die woordjie yada beteken daar in Amos 3:2 die uitverkiesende intieme verbondsliefde wat God vir sy volk en sy kinders het, hy sit dit op hulle neer. Wanneer Paulus dit skryf, God het hulle wat hy reeds tevore geken het, beteken geken dat God se liefde op jou rus vanuit sy raadsplan uit. En hulle die voorwerpe van God se uitverkiesende liefde geword het. Nou die Here se roeping, nou dis nie so eenvoudig wat ek nou probeer verduidelik nie. Die volgende vers gaan dit dalk nog beter verduidelik. Die Here se roeping van Jeremia verduidelik baie mooi wat die woordjie ken in Romeine 8:29 beteken en hoekom die 83 vertaling dit met kies vertaal. In Jeremia 1:5 dan sê die Here van Jeremia, nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder, het ek jou geken. Het ek jou geken. Nog voordat jy uitgegaan het uit die moederskoot, het ek jou geheilig. As profeet vir die nasies, het ek jou bestem. Die Here het nie net geweet van Jeremia voor hy in die moederskoot ingegaan het nie. Hy het sy uitverkiesende liefde op hom gesit as sy profeet. Hy het hom gekies, maar in liefde, sy eie gemaak.
God het sy ewige uitverkiesende verbondsliefde op Jeremia geplaas, voordat Jeremia in sy moeder se baarmoeder was. Daarom is hy geheilig, hy's afgesonder vir God, hy's bestem as profeet. Dis wat daar staan. En dit is in 'n sekere sin presies wat gebeur met elke kind van God wat gered word. Voor jou geboorte al, vanuit God se ewige raad, het God in sy ewige verbondsliefde jou uitgekies om sy kind te wees. En die oomblik as jy dit hoor, dan gaan nou net 'n klomp vrae in jou kop op. Hierdie waarheid is veronderstel om jou as gelowige tot stilstand te ruk. Vanuit sy ewige liefde het God jou gekies om jou in Christus syne te maak. Ja, voordat jy gebore is en nie goed of kwaad kon doen nie. Die Here het al geweet wat se goed en kwaad jy gaan doen. Is jy uit genade gered, wanneer, en die feit dat jy in die Here Jesus glo en hom vasgryp met jou hele hart, bewys dat dit gebeur het. Dis die ander kant. Wat bo ons verstand gaan, is die feit dat God hierdie besluit om ons te kies en te red, geneem het vanuit sy ewige raadsplan voordat God die heelal geskep het. Nou kan jy dalk vir my sê, maar ek haal dan verskriklik baie uit hierdie versie uit. In Romeine 8 vers 29. Maar Paulus beskryf dit op ander plekke ook. Romeine 9 ook. En in Efesiërs 1 beskryf hy dit in detail. Efesiërs 1 vers 4 sê Paulus, so het God ons voor die grondlegging van die wêreld in Christus uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Vers 11. In Christus is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme, die plan, die besluit van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur. Nadat Paulus in vers 29 beskryf het dat ons roeping en redding ten diepste gegrondves is in God se uitverkiesende liefde, waarmee hy ons geken het voor die skepping van die heelal, gaan Paulus nou in die tweede helfte verder en verduidelik wat is God se einddoel. Dis die begin. Dan gaan hy verder, wat is die einddoel van ons verkiesing, ons roeping, ons redding? Dan lees ons, want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy, dus Jesus, die eerste is. God het die wat hy vooruit geken en in liefde verkies het, ook vooruit bestem. Nou die woordjie vooruit bestem in Engels is predestined. In Engels vertaal die betekenis, jou eindbestemming, jou destination is vasgemaak, jou bestemming is vasgemaak, dis seker, hy het jou bestemming vasgemaak in sy raadsplan. En in Efesiërs 1:4-5 skryf Paulus ook daaroor. Hy sê, so het God ons voor die grondlegging van die wêreld in Christus uitgekies. Hy het ons voorbestem om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem. Daar kom die woordjie bestem ook voor. En in Efesiërs weer in vers 11, in hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem, volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur. Dit staan alles in Efesiërs 1. Ons ewige bestemming is reeds in die ewige raadsplan van God vasgemaak nadat hy ons in liefde uitgekies het. As hierdie waarheid van God se woord jou verstand nie laat stilstaan nie, dan sal niks terugkry nie. Nou wat is ons ewige bestemming? Dit bring jou ook by die doel van jou bestaan. God het ons geroep en gered, omdat ons gekies en bestem is om 'n verheerlikte liggaam soos Christus te ontvang met sy wederkoms. Dis jou bestemming, verheerlikte liggaam. Op aarde moet ons as gelowiges op die pad van heiligmaking al hoe meer verander word om soos Christus te word. Ons is op pad, ons is in proses, en as jy hierdie pad stap, en jy stry, en jy het 'n begeerte om meer soos Jesus te word, en jy breek met sonde, en jy bid om die vervulling met die Gees, dan is dit 'n bewys, jy is op die pad. Jy is op die pad. Dis op pad. Maar op hierdie aarde gaan ons nooit kom
daar waar ons moet wees nie. Ons einddoel is dit waarvoor God ons bestem het, is volmaakte gelykvormigheid aan Jesus Christus. Johannes sê dit in 1 Johannes 3, wanneer ons hom sien, sal ons soos hy wees. Dit sal gebeur met die Here Jesus se wederkoms. Ons het al vroeër daarby stil gestaan, net die versie Filippense 3:21. Christus sal ons nederige liggaam verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. En dit gaan hy doen met sy wederkoms. As jy nou sterf, is jy reeds by die Here. En wat jou gees betref, maar wanneer hy kom, dan gaan hy vir jou verheerlikte liggaam gee. Dis jou einddoel. Christus gelykvormigheid is ons einddoel en bestemming, waarin God ons neem. Dis ook die diepste motivering. En dis belangrik. Ons het uitvoerig daarby stilgestaan by Romeine 8 vers 28. Hoekom God alle dinge, lyding, swaar kry, teenspoed, voorspoed, ten goeie laat meewerk in sy kinders se lewens. Hoekom? Om hulle te bring by die punt waar hulle volmaak gelykvormig is aan Jesus Christus. Anders gaan jy nie in God se teenwoordigheid kan staan nie. God wil en sal en gaan ons verander om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun in hemelse heerlikheid. As jy sy kind is dit waarmee hy met jou op pad is. Dit is die hoogste doel van my lewe en jou lewe, ons eindbestemming, dat ons saam met Christus op God se nuwe aarde sal regeer as God se verteenwoordigers en beelddraers, as mede-erfgename en broers en susters van Jesus Christus, Christus gelykvormig soos Jesus. Die eerste Adam kon dit nie reg kry nie. Die tweede Adam, Christus, kry dit reg. Ons is geskep na God se beeld. Die sonde het daai beeld afgebreek. Daai beeld word weer herstel. Volledig, volmaak, wanneer ons in heerlikheid opgeneem word, saam met Jesus en soos Jesus. Dit bring ons by vers 30, wat bekend staan as die goue ketting van verlossing. Ons het al reeds na 'n hele paar van die skakels gekyk, maar die goue ketting van verlossing begin reeds in vers 29, en nou kom ek lees dit saam, dat u die 5 skakels duidelik kan sien. God het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem. Tevore geken het of gekies het, dis die eerste skakel. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het of geregverdig het, regverdig, vrygespreek op grond van Jesus Christus se kruisdood, omdat ek in geloof in hom vashou, dis waar jou aandeel inkom, het hy ook verheerlik. God is die een wat hier handel. En van begin tot einde is die soewereine God in beheer. Kan jy sien hoe klein is ons? Hy's 'n spikkeltjie. Ons maak so baie van wat ons doen. En ek is ons niks. Want sy genade en sy liefde het hy ons geskep na sy beeld. En hy doen dit vir ons. Die verlore sondaars wat God reeds tevore geken het, het God ook vooruit bestem, het God ook geroep, het God ook regverdig vrygespreek, het God ook verheerlik. Nou die eerste 2 skakels, reeds tevore geken en vooruit bestem waarby ons stilgestaan het ontstaan in God se ewige raadsplan voor die skepping van die heelal. Nou jy kan dit ontken as jy wil, jy kan dit ignoreer, jy kan jou oë toemaak daarvoor, dan is jy soos 'n mol in die grond, dit staan helder, duidelik geskryf op soveel plekke in die Bybel. As jy sê dis God se woord, dan moet jy dit vat. Waar God in sy liefde en uit genade alleen verlore sondaars in Christus uitverkies en bestem het vir hemelse heerlikheid. By die volgende 2 skakels, geroep, wedergeboorte, wat jou tot bekering, geloof bring, vrygespreek, regverdig verklaar, wat in 'n oomblik plaasvind, is glad nie volmaak nie. Is God steeds die een wat handel, hy roep, hy regverdig, hy spreek vry. Deur geloof in die Here Jesus. Die 2 skakels speel uit in tyd en geskiedenis, dis waar ons is. Die eerste 2 weet ons niks van nie. Jy lees dit net in die Bybel. En daarin het jy deel deur jou, dat jy glo, en dat jy jou bekeer, en dat jy die pad van heiligmaking stap. Die laaste skakel is verheerlik.
Dit lê in die toekoms. Dit gebeur met die Here Jesus se wederkoms. Hier gebruik Paulus baie interessant die verlede tyd. Het hy ook verheerlik. Maar dit moet nog gebeur. Dit moet nog gebeur. Vir 'n aksie in die toekoms gebruik hy die verlede tyd. En dis 'n manier gewees in daardie tyd om die vaste sekerheid daarvan aan te dui. As jy iets wat moet gebeur in die verlede tyd skryf, dan sê hy, dis hoe goed dit het al gebeur al. So vas is dit. Dis eintlik al wat Paulus wil sê. Dit, die verheerliking, dit gaan kom. Soos die wederkoms gaan kom. En soos die profete voorspel het dat Jesus gaan sterf en dit het gebeur, so gaan Jesus kom en so sal sy kinders verheerlik word. Nou wat is die boodskap van hierdie goue ketting van vers 28 eintlik 29 tot 30? Die eerste is dit wat die soewereine almagtige God begin het, maak hy klaar. Hy's God. Hy's God. Hy doen soos hy wil. Dit wat hy begin, maak hy klaar. Voleindig hy. Die sondaars wat hy uitverkies het, sal hy deurvat tot hulle eindbestemming. Hemelse heerlikheid. En niemand kan wegval of wegraak nie. Die wat waarlik sy kinders is, sal hy deurvat tot die einde toe. Daar's nie krakies waar party gaan deurval nie. Al God se kinders gaan deur al die skakels, gekies, bestem, geroep, geregverdig en verheerlik. En daarom praat party mense van 'n onbreekbare ketting. Dis die openbaring van God se woord. As dit jou as gelowige nie bring tot dankbare aanbidding nie, want dis wat dit moet doen. Dat jy op jou knieë sal val en sê, hoekom het God my gekies? Ek het al baie geworstel daarmee. Hoekom het God my gekies? As dit jou as gelowige nie bring tot dankbare aanbidding nie, en jy probeer dit met jou verstand en menslike logika uitpleis en versoen met jou beperkte kennis en ervaring, sal jy gou-gou jouself vasloop met duisende vrae. Miskien wil jy vra, hoekom het God hierdie geheimenis geopenbaar? Was dit nodig? Die geheimenis van sy uitverkiesende liefde en die wyse waarop hy sy verlossingsplan uitwerk, hoekom het hy dit geopenbaar? Hoekom is dit in die Bybel? Dis 'n goeie vraag, want dit bly 'n geheimenis. Dis 'n onverklaarbare geheimenis dat ons wedergeboorte, ons antwoord op die roepstem van Jesus, ons geloof in die Here Jesus, ons liefde vir Christus, lê veranker in God se ewige raadsplan. Dis 'n geheimenis. Dis 'n geheimenis dat God sy kinders reeds voor die skepping in sy groot genade gekies het om deur geloof sy kinders te wees. Nou, hoekom het God dit geopenbaar? Hierdie geheimenis van sy uitverkiesing en die uitspeel van sy verlossingsplan, hoekom het hy dit geopenbaar? Dit kan nie wees sodat ons glad nie daaroor moet praat of preek nie. Soos party mense sê, los dit uit, dis nie so belangrik nie. Dit gaan mense net die mekaar maak, sal party sê. Dit gaan hulle net vrae gee. Dis nie so belangrik nie, dis nie waar nie. God het dit geopenbaar. En as jy by my kom sit, dan gaan ek vir u wys, omtrent op elke bladsy in die Nuwe Testament staan dit. Jy moet net mooi lees. Dit is deel van God se woord. Wat is die doel daarvan? Ek kan aan twee redes dink. Bybelse redes. Hoekom God dit in sy woord geopenbaar het vir sy kinders. En die eerste ene is belofte en troos. Gelowiges se verlossing is veilig in die hande van die Vader. Nou by volgende week gaan ons meer daarby uitkom en jy gaan verstaan hoekom dit so 'n geweldige troos was vir daardie eerste Christene wat so verskriklik vervolg is. Gelowiges se verlossing is veilig in die hande van die Here. Ware kinders van die Here kan nie verlore gaan nie. Ons het verlede jaar ook 'n preek daaroor gehad. Daarvoor sal God sorg. Ek moet nie te vinnig vir iemand sê jy is 'n kind van God nie, want ek ken nie sy hart nie. Ek weet nie hoe sy hart lyk nie. Ek kan ook nie sy geloof meet nie. Maar God weet. Paulus skryf aan Timoteus en sê God ken die wat aan hom behoort. So sy ware kinders sal God deurvat. Daarvoor sal hy sorg, dis die belofte. In Romeine 8 vers 28 verseker Paulus 8 vers 28 tot 30 verseker Paulus ons dat gelowige in Christus se verlossing is veilig in die hande van die Almagtige, die soewereine, die genadige skepper God van die heelal, die Vader van Jesus Christus. Want hy het dit beplan, begin
en uitgewerk, en hy sal dit voleindig. John MacArthur, bekende prediker in Amerika, het soos volg gesê. Hy leef nog, hy is baie oud, hy het vir 50 jaar in dieselfde gemeente preek hy al. Hy het oor elke vers in die Nuwe Testament het hy 'n preek gepreek. Hy het soos volg gesê, it's impossible to lose your salvation because you didn't do anything to gain it. I'll reverse that a little bit. If you could lose your salvation, you would. If my salvation depended on me, I would lose it. I don't have the power to keep my salvation. Jy is nie in staat om jou verlossing te behou as dit van jou afhang nie. As dit van ons afhang, gaan ons almal verlore gaan. Wat sê Jesus? Wat sê Jesus hieroor? Jesus bevestig hierdie waarheid meer as een keer, 2 tekste. Verlede Sondag ook die een teks aangehaal, net om 'n ander punt te bewys. En dit is die wil van hom, my Vader, wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, dis die roeping, dis die uitverkiesing en die roeping, wat hy my gegee het, nie 'n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek, sê Jesus vir sy disippels. En dan in Johannes 10, dan sê Jesus, ek ken my skape, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En dan sê hy, my Vader, wat hulle aan my gegee het, dis die uitverkiesing en die roeping en die bestemming, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Dis die eerste rede, hier ongelooflike belofte en troos vir ware kinders van die Here. En dan die tweede rede, Bybelse rede, daar's waarskynlik baie, ek het net 2 uitgehaal. Ons het ons geopenbaar en ons vind dit in Efesiërs 1. In Efesiërs 1 vers 5 tot 6, na Paulus se lofrede oor God wat in genade sy kinders uitverkies het. Nou in vers 5, so aan die einde daarvan lees ons, God het ons voorbestem om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het. God het dit volgens sy wil goed gedink om dit so te doen. Dit klaar is al genoeg rede, maar die rede waarby ek wil uitkom is eintlik in die volgende vers. Tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. Die grootste rede dus vir die openbaring van God se uitverkiesende genade, is dat hy die lewende God, die Vader van Christus, al die lof en die eer en die prys sal ontvang vir sy genade, wat hy in Christus aan sondaars bewys het. Dat deur die openbaring van sy genade, hy die lof en die eer en die prys sal ontvang. Dis die fokus, nie ek nie, hy. Dat hy die lof en die eer en die prys sal ontvang. Nou sal ons dalk die lofprysing van die miljoene menigte verlostes in die hemel uit elke nasie, stam, volk en taal in Openbaring 7 vers 10, as die Here dit vir Johannes oopmaak, wat sien hy? Dan lees ons, hulle het, dis hierdie miljoene gelowiges, met 'n harde stem uitgeroep, die verlossing behoort aan ons God, die verlossing behoort aan ons God. Jesus red, jy red nie jouself nie, die verlossing behoort aan God, wat op die troon sit en in die lam, en daarna die lofprysing van miljoene engele, en daarmee sluit ek af, die lof, die heerlikheid en die wysheid, die dank en die eer, die krag en die sterkte kom ons God toe vir ewig en ewig. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons aanbid U. Ja, Here, as ons voor U stil word en ons lees U woord en die openbaring van U self in U woord, as die genadige en barmhartige God wat in die groot liefde sondaars kom red het. U seun gestuur het om sondaars te red, waarvan ons die grootste is. Here, dan het ons nie woorde om reg te laat geskied aan die lof en die eer en die prys en die dank wat U toekom nie. Ons bid dat U deur die Heilige Gees ons oë sal oopmaak vir Jesus,
vir wat hy vir ons gedoen het. En as hier iemand sit wat nie vir Jesus ken nie, dat u deur u Gees sy oë sal oopmaak. Ja, Here, en dis deel van die geheimnis. U uitnodiging is oop. Elkeen wat na u toe kom, sal u nie verwerp nie. En u nooi almal uit, kom na my, wat vermoeid en belas is deur sonde, en ek sal julle rus gee. Dat u deur die Gees sondaars sal trek en sal red. Ja, Here, ons dankie vir u genade, vir u liefde. Ons het nie woorde om vir u dankie te sê nie. Ons loof, ons prys, ons eer u. Ons bid dit om Jesus ontwaal. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opneem van ons dankoffers.